Goeiedag graad 12 leerders. Welkom by vandag se wiskunde les. My naam is Erika Jansen. Hierdie les word vir julle gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Makama Research and Development. Vandag gaan ons weer na afdeling kyk van finansies. Hierdie keer na uitgestelde annuïteite, gemiste betalings en na die vraag waar hulle vir jou vra om verskillende lenings en beleggingsopsies te vergelyk. Wat is die doelwitte van vandag se les? Eerstens, teen die einde van hierdie les, hoort julle nou al redelik vaardig gewees met die huidige waarde en die toekomstige waarde annuïteitsformules. Ons het hulle al baie gebruik, so julle behoort nou die F en die P-formule goed onder die knie te hê. Dan het ons ook in die vorige les gekyk na die uitstaande balansformule. Onthou, in die vorige les het ek vir julle nog gesê, wanneer wil ons graag die uitstaande balans bereken? Dit was as ons iets wil afbetaal. So, ek het vir julle gesê, onthou, dit is A minus F. Jou saamgestelde renteformule minus jou F-formule. Nou, hierdie goed het ons nou al gebruik in vorige toepassings, maar vandag gaan ons bietjie kyk na uitgestelde annuïteite en ook gevalle waar betalings gemis is. Laastens, soos ek reeds genoem het, gaan ons bietjie kyk na die vergelyking van beleggings en leningsopsies. As julle weer bietjie meer hieroor wil oplees, is julle welkom om te verwys na die CAPS dokument van 2011, bladsy 42, en dan ook die wiskunde graad 12 UIT 2025, bladsy 5. Nou goed, watter voorkennis het jy nodig voordat jy hierdie les kan aanpak? Eerstens, wat betref die graad 12 werk. Soos julle nou reeds weet, moet julle reeds in hierdie tyd die saamgestelde en enkelvoudige groei- en vervalformules baie deeglik onder die knie hê. Tweedens, moes julle ook die F en die P-formule wat ons nou baie gebruik het, kan gebruik met betrekking tot probleme, tot die huidige waarde en toekomstige waarde annuïteite. En ons het dan ook al reeds geoefen hoe om die uitstaande balans te kan bereken. Kom ons kyk gou of julle reg is met julle agtergrondskennis. Eerste aktiwiteit. Jeremy neem 'n huisband uit vir R500,000 teen 'n rentekoers van 12% per jaar maandeliks saamgestel. Hy sal die lening oor 20 jaar terugbetaal en sy eerste paaiement sal 1 maand na die aanvang van die lening toegestaan word. Bereken wat Jeremy se maandelikse paaiement is. So dink gou 'n bietjie mooi, waarmee het hierdie vraag te doen? Met 'n lening. Tweede deel is bereken die uitstaande balans direk na die 10de paaiement. Ek gaan julle so 5 minute gee om hierdie ene te kan aanpak. Kom ons kyk wat julle gevra. Eerste subvraag het gevra, jy moet die maandelikse paaiement gaan bereken. So, omdat dit 'n lening is, gaan ons natuurlik die P-formule gebruik. So, kom ons doen ons tydlyn net gou eers daar, dat julle kan sien waar dit vandaan kom. Onthou, 'n lening kry ek die geld dadelik. So, die leningsbedrag is reg aan die begin en daarna gaan ons maandelikse paaimente afbetaal. En dit is hierdie paaimente wat jy moes uitwerk. So as ons nou invervang in die P-formule, dan gaan julle sien, aan die linkerkant vervang ek my R500,000 in, en ons rentekoers is 12%, maar ek het dit maandeliks, so daarom moet ek al my rentekoerse oralste die heeltyd aanpas na deel deur 12. Nou goed, as ek dit het, dan die tydsperiode is 240 periodes. Hoekom? Want hulle het gesê dit is oor 20 jaar en ek betaal maandeliks. So 20 jaar maal 12 maande per jaar gee dan vir my die 240. Dan as jy jou X alleen kry deur middel van manipulasie, dan kry jy 'n finale antwoord van R5,505,43. Goed, die B-gedeelte. Hier moes ons die uitstaande balans na die 10de paaiement uitgewerk het. Nou, die uitstaande balans, soos ek nou gesê het, is die A minus die F-formule. So dis die saamgestelde renteformule minus F-formule.
Ons druk die aanvanklike leningsbedrag is R500 000 in. Ons rentekoers is oralste weer 12% gedeel deur 12. En ons het nou 10 paemente klaar gedoen. So ons het 'n sekere aantal paemente gedoen, naamlik 10, en hulle wil nou die uitstaande balans na dit hê. Daarom is ons N wat ons gaan gebruik, in hierdie geval 10. As ek dit dan op my sakrekenaar intik, behoort jy te kry R494.712.08. Goed, kom ons kyk na die volgende ene. Die tweede, hierdie ene is die tweede opsie. Julle sal sien party handboeke is daar 'n tweede opsie waar hulle nie met die A- F-formule werk nie. Dit is die P-formule metode. Nou in hierdie geval, wat hulle hier doen, is hulle bereken al die paemente wat jy gedoen het, werk hulle terug en hulle werk die P-waarde uit. So ons druk in die P-formule in, maar in hierdie geval moet jy onthou dat as ek die P-waarde uitwerk, jy het reeds 10 paemente gedoen en jy wil nou eintlik weet op daardie stadium hoeveel skuld jy. So daarom vat jy die totale aantal paemente wat jy sou gedoen het en jy trek die 10 wat jy reeds betaal het, trek jy af. Dan gee dit vir jou daardie 230. As ek dit gaan intik, gaan ek by presies dieselfde antwoord uitkom. Ek verkies persoonlik die eerste opsie. Ek vind my leerders verstaan dit makliker en hulle maak minder foute daarmee. Jy is meer as welkom om die tweede metode ook te gebruik. Hy word ook in die memorandums genoem as 'n moontlike antwoord en hulle sal hom tot 100% korrek maak. Al wat ek net wil aanraai is, kies vir jou een metode. As jy kies om uitstaande balans met die A-F metode te doen, bly daarby. Moenie rondspring tussen metodes nie. Dit is juist dit wat jou gaan die mekaar maak. As jy verkies om die P-formule te doen, sorg dat jy hom goed onder die knie het en bly dan by. Goed, kom ons kyk. Bietjie terminologie, wat moet ons alles weet? Eerstens, ons wil graag weet, wat is 'n uitgestelde annuïteit? Nou, uitgestelde annuïteit, onthou, normale annuïteit, begin ons met ons afbetalings. Maar 'n uitgestelde annuïteit is een waar ons eerste paaiement nie reg aan die begin doen nie. So ons gaan meer as een periode vat voordat ons met ons lening of wat ook al ons op daardie stadium betrokke is, voordat ons daai eerste betaling doen. En dit noem ons dan 'n uitgestelde annuïteit. Gemiste betalings is daardie gevalle waar die persoon wat die lening moet maak, nie noodwendig die betalings kan doen soos wat dit geskeduleer is nie. So die leningsooreenkoms spesifiseer byvoorbeeld jy moet van hierdie datum tot by daardie datum die betalings doen, maar om een of ander rede kan jy nie direk begin betaal nie. En dit is dan gemiste betalings. Dit kan aan die begin van die lening gebeur en dan kan dit ook later in die middel van die lening gebeur. Ons gaan nou na voorbeelde kyk. Goed, nou die laaste afdeling wat ons vandag aan sal raak, is die vergelyking tussen lening en beleggingsopsies. Nou, dit is net belangrik dat 'n ou hierso kyk, waarmee is jy regtig besig? As dit beleggings is, wil ons mos die grootste opbrengs moontlik hê. So jou beste beleggingsopsie gaan die opsie wees wat meer rente verdien, want jy wil graag meer rente verdien op 'n belegging. So as jy nou 'n belegging vat en jy werk uit wat is sy toekomstige waarde met nou die rente ingesluit, gaan die een wat die groter toekomstige waarde het, natuurlik jou beste beleggingsopsie wees. Kyk ons egter na lenings, wil ons eintlik so min as moontlik rente betaal, want ons wil mos nie regtig so baie uithaal vir daardie duur ding wat ons ook al aankoop nie, vir 'n huis of 'n kar is. So die beste leningsopsie gaan die een wees waar ons die minste rente betaal. So as ons dan die leningbedrag gaan vat en ons gaan die totale bedrag uitwerk wat ons op daai lening terugbetaal, dan gaan die een wat die laagste antwoord vir my gee, gaan my beter opsie wees. Nou goed, uitgestelde annuïteit. Soos ons nou gesê het, dit is wanneer jy nou eers later begin betaal aan jou annuïteit. Uitgestelde annuïteite betaal jy dus nie daardie eerste paaiement, soos wat ons tot nou toe gewoond was.
Nou, vir die tydstuur, wat ons dan daardie paemente mis, gaan dit natuurlik nie ongesien verby nie. So daar gaan bietjie iets gebeur. Ons doen nou daai eerste paement eers later. Maar intussen tyd loop jou belegging of jou rente, of jou lening, dit loop rente. Want hulle gaan nie vir ons daai uitstel gee sonder dat ons nie iets terug moet doen nie. So vir die tydperk wat jy jou paemente mis, gaan hy rente loop. En dan daardie bedrag waartoe hy dan aangegroei het, gaan dan die beginbedrag wees van wat ons noem die oorblywende huidige waarde annuïteit. Maar meer hieroor nou. So die eerste stuk het ek hieronder gesê, is die saamgestelde rente, wat ons nou gaan byvoeg. So kom ons kyk gou-gou na 'n voorbeeld. 'n Lening van R500,000 word terugbetaal deur middel van gelyke kwartaallikse paemente, beginnende 9 maande nadat die lening toegestaan is. Nou hierso moet ons baie versigtig wees. Julle daarso, dis kwartaallikse paemente. En hier praat hulle van 9 maande. Nou ons kan nie met verskillende eenhede werk nie. So ons moet nou besef, die twee, hoe koppel hulle aan mekaar? Maar goed, ons gaan nou verder kyk, kom ons lees net eers klaar. Nadat die lening toegestaan is, en hulle eindig 5 jaar later. Die rentekoers word vir jou gegee, dis 8% per jaar kwartaalliks saamgestel. Eerste vraag vra dan, wat is jou kwartaallikse paemente? En tweede vraag vra, wat is die uitstaande balans op die lening, direk na die 6de paement. So kom ons kyk, wat gaan ons hier doen. In die kwestie waar ons die kwartaallikse paement moet uitwerk. Onthou nou, ons is besig met 'n lening. So, hierdie terugbetaling het begin na 9 maande. 9 maande gedeel deur 3, gedeel deur 4, gee vir my 3 kwartale nadat die lening aangegaan is. So ons begin betaal na 3 kwartale. Okay. Ons kyk nou verder. So, as ek nou my lening begin, hier is my leningbedrag aan die begin. Dan gaan ek eers daarso, daar's my eerste X. Dis waar ek gaan begin betaal. Maar nou onthou wat ons verlede keer in die vorige les gedoen het. Ons het die hele tyd gesê dat 'n huidige waarde annuïteit, sy eerste betaling is altyd 1 tydsinterval na die begin van die huidige waarde annuïteit. So as my eerste paement daar is waar ek nou daai X in die blokkie gesit het, dan dek daardie paement daardie periode. So ek het in werklikheid nie daardie periode geskiep nie. Ek het net hierdie enetjie en daardie enetjie daar het ek gemis. So ek het nie 3 paemente gemis nie. Ek het eintlik net 2 gemis. So jy moet regtig baie versigtig hierso lees. Nou, eerste ding, hou in hierdie eerste 2 kwartale wat jy nou gemis het, gaan hulle nou jou uitstaande bedrag laat rente loop. So ons vat die gewone saamgestelde renteformule en ons bereken wat gaan die eindbedrag van hierdie renteberekening vir ons gee. So dis die R500,000, 8%, maar onthou nou weer is kwartaalliks, so dis hoekom ons daar deel deur 4, en ek het uitstel gekry vir 2 kwartale. Dit groei nou aan na R520,200. Nou hierdie R520,200 is nou my P-bedrag vir die huidige waarde annuïteit wat ek vir die res van die periode gaan laat loop. So kom ons kyk nou, om ons kwartaallikse paemente kry, is dit dus nou P-formule, want dit is 'n lening. So kom ons skryf ons formule. Kyk, daar het ek eers vir julle net gewys hoe ons die N in ons formule gekry het. Hoekom is dit 20 minus 2? Want in totaal, onthou, het ons begin met, hy sou oor 20 kwartale gehardloop het. Want dit was 5 jaar met 4 kwartale per jaar, gee my 20. Maar ons het nou klaar in die vorige stukkie het ons gewerk dat ons 2 paemente gemis het. So daarom gaan ons nou 20 minus die 2 en dit gee my 18. So kom ons druk in ons formule. Dan kry ek die R500,000 van die lening aan die linkerkant, my rentekoers wat 8% kwartaalliks is, en my N wat ek sopas vir julle gewys het, is die 18. Onthou weer,
pas op vir daardie minus by die eksponent. As jy dan klaar mag gemanipuleer het, dan kry jy dat jou maandelikse paaiement is R34.698,43. Tweede vraag het gevra, wat is die uitstaande balans op die lening direk na die 6de paaiement? Hierdie is 'n baie oulike vraag. Kom ons kyk na ons tydlyn. Jy het aanvanklik jou lening aangegaan, maar nou onthou, ons het mos nou 2 paaiemente het ons gemis. So nou sê hulle, pas op nie na die 6de maand nie, of 6de kwartaal nie, hulle sê na die 6de paaiement. So ek gaan van T3 af, gaan ek 6 paaiemente moet doen. En dis eers tot daar wat ek dan die uitstaande balans wil bereken. So dis hoekom ek dan hardloop van T3 tot by T8. Ek gaan nie tot by T6 nie, want onthou, as ek 6 paaiemente wil hê, dan gaan dit in terme van my kwartale, 8 kwartale uitwerk. So, eerstens, uitstaande balans na die 6de paaiement is weer eens my A minus my F formule. So weer R500,000 teen my rentekoers van 8% kwartaalliks, maar nou moet jy mooi kyk. Sien julle daardie 8 daar? Dit is omdat my oorspronklike bedrag, hierdie R500,000 hier in die begin, loop mos hierdie volle tyd, daardie pyl wat ek daar geteken het, hy loop die volle tydperk rente. So hier moet jy jou aanvanklike bedrag vir 8 maande laat, of 8 kwartale laat rente loop. Maar, as ons dan kyk na die F-formule, onthou net, jy het nie 8 paaiemente betaal nie. Jy het net hierdie 6 hier betaal. So daarom sal jy sien, daardie enetjie daar moet 'n 6 wees, want jy werk net die toekomstige waarde uit van die 6 paaiemente wat jy daar ingesit het. So pas op, dis 'n bietjie van 'n vangplek. Meeste van die vrae wat ons in handboeke en goed sien, vra hulle vir die uitstaande balans na 'n sekere datum en dan is daar nie gemiste betalings hier in die begin. So wees baie versigtig. As daar gemiste betalings is, dan gaan hierdie 2 eksponente gaan verskil. As ons nou dit gaan uitwerk, beteken dit daar's R366.947,80 uitstaande op daardie lening na die 6de paaiement. Goed, nou bietjie weer een vir julle. Joyce neem 'n huisverband uit van 1 miljoen. Sy sal dit terugbetaal deur middel van gelyke maandelikse paaimente, beginnende 6 maande nadat die lening toegestaan is. Eindigende 20 jaar. Die rentekoers op die lening is 9,8% per jaar maandeliks saamgestel. Julle moet dan maandelikse paaiement gaan uitwerk en dan ook wat is die uitstaande balans op die lening direk na die 100ste paaiement. Goed, ek gee julle weer so 5 minute om dit gou te doen. Eerste enetjie, kom ons kyk hoe dit gegaan het. Wat is die maandelikse paaiement? Aanvanklik ek het dit nog vir julle daar gemerk, ons begin na 6 maande betaal. So, as ons nou weer na ons tydlyn gaan kyk, ek het my eerste betaling daar by T6 gedoen. Maar nou onthou, hy dek hierdie vorige maand. So, hoeveel het ek in totaal gemis? Dit is net 5 maande, nie 6. So ek gaan my rente, gaan ek nou eers uitwerk op 5 maande. So saamgestelde renteformule, my R1 miljoen, 9,8% rente maandeliks en dan vir 5 maande. Dit gee my 'n bedrag van R1,41,505,75. Onthou nou, van T5 af gaan ek nou 'n huidige waarde aan die tyd weer soos gewoonlik doen. Kom ons kyk net eers wat gaan ons hê weet. Ons sou aanvanklik 240 paaiemente gehad het. Maar julle het nou klaar vir my gesê ons het 5 van hulle gemis. So my N vir my oorblywende tydperk moet dan nou 235 wees.
Ons trek gou 'n bietjie uit. Dan is ek in die P-formule, my 1041,505,75 wat nou my beginbedrag is daarso vir my lening. Ek het my rentekoers weer soos voorheen en sien julle daar by die N het ek my 235. Na manipulasie kry jy X is dan R9,981,70. Nou daardie paaiement daarso sal altyd hoër wees, want wat gebeur is wanneer jy 'n lening aangaan en jy mis sekere betalings. Jy het nou reeds gehoor dat daardie betalings wat jy nog gemis het, kom nie gratis en verniet nie. Jy moet rente daarop betaal. Maar daar's 'n tweede vangplek. Wanneer jy die dag betaal, dan kry jy nie van daar af jou volle periode om te betaal nie. Nee, jou periode eindig nog steeds waar jy oorspronklik die lening mee aangegaan het. So as jy op X datum aanvanklik die lening sou moes klaar afbetaal, gaan jy dit nog steeds op daardie datum moet afbetaal. So jy gaan nou sit met 'n hoër leningsbedrag wat jy in werklikheid in 'n korter tydperk moet afbetaal. So daardie advertensie wat jy langs die pad sien, waar hulle vir jou sê, dis wonderlik, jy hoef die eerste 5 maande nie te betaal nie. Dis eintlik nie so wonderlik nie, want jy gaan baie hoër betaal in die oorblywende tydperk. Goed, tweede vraag was, wat is die uitstaande balans op die lening direk na die 100ste paaiement? Kom ons kyk nou weer, daar's ons tydlyn. Onthou, ons het nou sopas uitgewerk, wat is die maandelikse paaiement, né? So, onthou nou, 100ste paaiement, maar ek het 5 hier in die begin gemis. So daarom moet ek my rente van my oorspronklike bedrag, moet ek dus 105 maande laat loop. Want hy gaan hierdie 5 maande hier in die begin loop, plus dan die 100 waar ek my paaimente betaal. So, uitstaande balans. Eerste hakkie is dus dan nou die 105 waar my rente loop. Maar my tweede hakkie se eksponent bly nog steeds die 100 periodes, want ek het net 100 paaimente gedoen. So ek kan net die toekomstige waarde van 100 paaimente betaal, nie van 105 nie. As ek dit dan intik, kry ek R814,591,46. Kom ons kyk nou 'n bietjie nog verder na gemiste betalings. Gemiste betalings, soos ek voorheen gesê het, is wanneer 'n persoon wat nou verantwoordelik is vir die betaling van die lening, nie daardie lening kan betaal nie. Nou, dit kan om verskeie redes gebeur, soos ek nou gesê het, moontlik as gevolg van daardie advertensie, of jy verloor byvoorbeeld jou werk. Dan kan jy nie die betalings doen nie. Nou, dan kan jy gewoonlik met die bank gaan reël, natuurlik binne perke, dat jy dan 'n bietjie vrystelling kry vir 'n periode. Weereens, soos voorheen, natuurlik teen 'n koste. Vir die volle periode waar jy nou paaimente mis, gaan jou lening rente verdien. So die paaimente gaan groter wees en jy gaan dit oor 'n korter tydperk moet afbetaal. Goed, nou om die nuwe paaiement te bereken, kom ons kyk. Eerste ding is ons kry die uitstaande balans direk waar ek opgehou het met betaal. So kom ons sê ek bereken, ek het nou 'n lening en na 7 jaar verloor ek my werk en ek wil nou graag weet wat gaan nou gebeur as ek nou hierdie paaimente mis. So eerste ding is daardie dag wat ek nou op betaal, na daar met my laaste paaiement, dan bereken ek die uitstaande balans op daardie punt. Tweedens, wat ek dan daardie bedrag wat uitstaande is en ek laat hom dan rente loop, saamgestelde rente, vir die volle periode van die aantal paaimente wat ek mis. Maar onthou nou weer, ons stop een periode voor die eerste betaling wat ek daarna weer gaan doen. Hoekom? Want alle leningbetalings is mos terugwerkend. So die resultaat van daai renteberekening is dan nou my P-waarde van my huidige waarde aan die tyd vir die laaste deel. En so kan ek dan met my P-formule die maandelikse paaiement bereken. Goed, kom ons kyk nog gou net hier 'n bietjie na 'n prentjie.
So, hier in hierdie geval het ons daarso by periode 6 het ons laaste betaling gemaak. So, daarna mis ons nou 3 paemente. So, ek mis paement 7, 8 en 9. So, daardie 7, 8 en 9, daardies is die wat ons mis. So, daarom gaan ek nou 3 maande se rente bereken op die bedrag wat ek hier uitstaande was. Dan kry ek 'n antwoord daar. Julle daar is nou presies 1 maand voor my eerste betaling. Want daardie paement is mos terugwerkend op daardie periode. So as ek nou gaan kyk na hoeveel betalings gaan nou oorbly, dan gaan ek sê maar ek het in die begin met 60. Ek het 6 klaar afbetaal en ek het 3 gemis. So ek moet dan 9 aftrek, wat beteken daar gaan 51 paemente in my huidige waardeannuïteit wees. Nou tyd vir 'n voorbeeld. James neem 'n huislening van R100,000 uit. Hy moet dit deur middel van gelyke maandelikse paemente terugbetaal, beginnende 1 maand nadat die lening toegestaan is. So alles baie mooi normaal. Die lening moet oor 4 jaar terugbetaal word teen 'n rentekoers van 10% per jaar maandeliks saamgestel. A-gedeelte, wat is sy maandelikse paement? Dan by die B-gedeelte, hy verloor sy werk en kan nie die 20ste, 21ste en 22ste paemente betaal nie. Dan, wat sal sy nuwe maandelikse paement wees? So kom ons kyk. Om sy maandelikse paemente te gaan bereken, dit was die oorspronklike scenario, ons het oor 48 periodes gewerk en ons leningsbedrag was 100,000. So, ons gaan nou net begin asof daar nog niks gebeur het nie. Onthou, in die begin het ons nie geweet ons gaan vorentoe paemente mis. So jy werk asof dit 'n normale leningsformule. Druk ons in die formule, sit 100,000 aan die linkerkant. Ons het ons rentekoers wat 10% is, maar onthou weer aanpassing hierna, maandeliks toe. En ons aantal periodes is 48. Dit ek dit dan in kry ek 'n maandelikse paement van R2,536,26. Nou goed, kom ons kyk nou. Nou gaan hy paemente mis. So wat verwag julle? As hy paemente gemis het en hulle gaan later weer vir ons vra wat ons nuwe paement, dan moet dit hoër as hierdie bedrag wees. Kom ons kyk nou wat gebeur. Onthou nou, in die begin 48 periodes, maar in hierdie geval, hy het nie die 20ste, 21ste en 22ste paement betaal nie. So hy het 19 paemente wel klaar betaal. Daardie 19 paemente is dus afgehandel. En daarom bereken ons die uitstaande balans na daardie 19 paemente. Dit gaan ons dan vir 3 maande laat rente loop, om vir my P-bedrag te gee van die oorblywende huidige waardeannuïteit. Maar ons moet ons altyd hier uitpleis wat gaan ons periode wees van hierdie annuïteit, en dit gaan die 48 maande wees waarmee ek begin het, minus die 19 wat jy klaar betaal het, en minus die 3 wat jy nog gemis het. So dit beteken 22 maande se berekenis is klaar afgehandel, en daarom bly jy dan oor 26 paemente. Goed, nou die uitstaande balans na die 19de paement. In hierdie geval was daar nou nie gemiste paemente in die begin. So nou sal julle sien, as ons nou in die uitstaande balans formule inverval, kan julle sien daardie twee bedrae is presies dieselfde. Want daar is nie iets wat eers rente geloop het of gemis is, of enigiets wat invloed het nie. So ons uitstaande balans sit 2 eksponente moet daar presies dieselfde wees. Tik ons dit en dan kry ons 'n uitstaande balans van R65.099,21. Goed, nou onthou nou weer, dit is wat ons op daardie stadium geskuld het. Maar nou betaal ek vir 3 periodes nie. So nou moet ons daardie uitstaande balans 3 maande laat rente loop. So dis waarom daardie eksponente 3 is. Druk ons uitstaande balans, daarso het ons hom vandaan gekry, druk hom in, en hy groei aan tot R67.740,29.
So met ander woorde, net daardie 3 paemente wat ons gemis het nou veroorsaak dat ons van 65.000 ongeveer 100 gespring het na 66.700. So 1.700 in 'n ronde syfer wat ons nou rente ekstra by het. Nou daarna het ons nou 'n nuwe bedrag. So dit word nou my P van my P-formule. Dan het ons mos in die vorige skyfie het ons mos gesê dat ons aantal periodes wat nou oorbly is 26 en dan gaan ons die nuwe maandelikse paaiement R2.865.69 wees. Wat julle nou sal sien is so ongeveer R300 meer as wat hy voorheen was. Goed, nou een vir julle. Frank neem 'n lening van R50.000 uit oor 'n periode van 2 jaar om herstelwerk aan sy huis te kan doen. Die lening moet deur middel van gelyke maandelikse paemente terugbetaal word, beginnende 1 maand nadat die lening toegestaan. Die rentekoers is 14,5% per jaar, maandeliks saamgestel. Eerste vraag, wat is sy maandelikse paement? En dan tweedens, hy kan nie die 11de, 12de, 13de en 14de paement betaal nie, maar hy wil nog steeds die oorspronklike 2 jaar as tydperk gebruik. So hy gaan nog steeds dieselfde eindperiode hê. Jy moet dan sy nuwe maandelikse paement bereken. So weer gaan ek vir julle so 5 minute gee. A-gedeelte, wat is sy maandelikse paement? Nou, ons beginbedrag van ons lening is 50.000 en wat is die periode? Dit gaan 24 intervalle wees. Maandelikse paement, vat ons eers ons leningsformule soos voorheen, druk hom in en onthou, my periode daar is 24 want ek sal vir die volle tyd laat loop het. Ek weet nog nie dat daar iets gaan gebeur nie. En 14,5% is gedeel deur 12 want dit is maandelikse rentekoers. Dan werk my paement uit op 2.412,47 sent. Maar nou onthou, hoeveel paemente het hy nou gemis? Dit is 4 paemente wat hy daar gemis het. So ons gaan nou vervolgens, gaan ons daardie 4 maande se rente nou eers moet uitwerk. Goed, kom ons kyk net gou-gou sommer terwyl ons op hierdie tydlyn is, wat van die oorblywende N wees? Dit was my oorspronklike 24, maar ek het 10 paemente klaar betaal en ek mis 4. So daarom trek ek 14 af, want hulle is nou klaar gehanteer. So daar is net dan 10 paemente wat gaan oorbly, wanneer ek nou by hierdie agterste huidige waarde aan die tyd, wat daardie gedeelte is gedek. So kom ons dit nou eers doen, saamgestelde rente by. Goed, die uitstaande balans het ons hier. Eerstens, 50.000. Ons het hom vir 10 periodes laat loop. Hoekom? Want ek het die 11de een is waar ek begin mis het. So ons het die 10 periodes waar hy saamgestelde rente hardloop. En dan trek ons die 10 paemente se toekomstige waarde af. Dit gee dan vir my dat ek op die einde na 10 betalings R30.901,34 uitstaande is. So daardie uitstaande bedrag verdien nou verder rente vir 4 periodes en hy groei aan tot R32.422,19. So weer eens sien julle hierso ongeveer R2.000 ekstra se rente wat bygekom het. Nou vat ons daardie bedrag, die 32.000, en ons druk dit in ons P-formule in, manipuleer en ons kry R3.461,57. En onthou nou, waar kry ons daardie 10 vandaan? Dit het ons op die vorige bladsy gesê, was die 24 maande in totaal, minus die 14 wat ons reeds hanteer het. Geef my 10. Goed, nou kom ons by die laaste stuk, die vergelyking van leningsopsies. Nou daar is verskillende goed, wanneer mense nou 2 verskillende leningsopsies moet
vergelyk. Ons gaan nou meerendeels maar na die wiskundige kant daarvan kyk. Maar voor ons dit doen, gaan ek net gou vir julle 'n paar van die ander goed noem wat 'n mens tog net in gedagte moet hou. Eerstens, soos ons in die begin gesê het, gaan die totale leningsbedrag wat jy betaal. Met ander woorde, as jy nou al jou paemente vat en jy werk uit, wat betaal jy in totaal op daardie verband terug? Dit sluit dan nou natuurlik rente in. Dis een van die grootste faktore waarna ons gaan kyk. En dit is waar ons wiskundekant baie duidelik inkom. Tweedens, moet ons ook kyk na die leningstydperk. Met ander woorde, wat spesifiseer hulle in jou kontrak oor hoe lang tydperk moet jy daardie lening afbetaal? Natuurlik, hoe langer jou tydperk is, hoe laer gaan jou maandelikse paaiement wees. Maar, natuurlik, in totaal gaan jy waarskynlik meer betaal. Derde ding is die koste van die lening. Nou hier kan hulle 'n vraag inbring dat jy byvoorbeeld sekere fooie moet betaal of sekere kommissie moet betaal of belasting moet betaal. Al hierdie goed is goed wat 'n verskil gaan maak. So wanneer jy byvoorbeeld aansoek doen vir 'n huisverband, dan gaan jy nie sommer net na een bank toe, kry 'n lening by hulle en daar gaan jy nie. Dit is altyd 'n goeie praktyk. Gaan na verskillende banke toe. Vra vir hulle, wat is hulle rentekoers? Wat se spesifikasies het hulle? Wat se kostes het hulle? Vind al daardie goed uit en kyk dan na alles wanneer jy jou vergelyking doen. Dan moet jy ook uitvind wat is die tipe rentekoers. Is jou rentekoers vas of veranderlik? Julle gaan dit nog nie in julle vrae kry nie, maar dit is iets wat regtig belangrik is om in ag te neem. Partykeer sê hulle vir jou, jy kan byvoorbeeld 'n huisverband kry en jy kan spesifiseer dat daardie rentekoers vas is. Nou wat bedoel dit dan? Dit beteken vir die volle periode van jou lening gaan daai rentekoers nie verander nie. Nou dit is 'n goeie praktyk as jy na die toekoms kyk en jy verwag dat die rentekoerse baie gaan klim. Dan is dit 'n goeie idee om jou rentekoers vas te maak. Hoekom? Want jou koers sal dan konstant bly terwyl ander se rentekoerse sal toeneem. As jy verwag in die toekoms dat die rentekoerse dalk miskien 'n bietjie mag afkom, dan is dit nie so wys nie, want dan gaan jy met 'n vaste rentekoers sit en vir die ander gaan die rentekoers afgaan. So 'n mens moet hierso maar so 'n bietjie finansiële raad kry en regtig bietjie kyk wat was die tendense van rentekoerse oor tyd. Hierdie sal egter nie in julle syllabus val nie, maar dit is so net vir 'n bietjie interessantheid. Dan die lenings met die kleiner totale terugbetalings gaan die lening wees wat vir jou die beste opsie gaan wees. So in julle geval gaan julle meestal te doen kry met punt 1 en met punt 5, want dit is waar ons regtig die wiskunde inbring. Goed, kom ons kyk nou na beleggings. Weereens, net soos met lenings, is daar 'n klomp goed wat ons moet in ag neem, so kom ons lees hulle gou. Eerstens die opbrengs op my belegging. Ek wil tog wanneer ek 'n belegging doen, wil ek soveel as moontlik wil ek daaruit kry. So ek wil graag hê hierdie belegging moet soveel as moontlik aangroei. Tweedens my beleggingsperiode. Onthou, dit gaan 'n verskil maak hoe lank jy jou geld belê. As ek byvoorbeeld vir my kind se studies wil betaal en ek kan 'n sekere rentekoers kry op, kom ons sê 20 jaar beleg. Niemand gaan regtig so lank ene doen nie, maar kom ons dit is net hipoteties. Ek gaan nie my kind eers 20 jaar laat studeer nie, kom ons sê hulle is klaar tieners. Daardie opsie gaan vir my nutteloos wees. So mens moet ook die beleggingsperiode in ag neem en weet wanneer sou jy graag die opbrengs op daardie belegging wou hê. Dan ook weer eens koste van belegging. Partykeer dan vra hulle maandelikse kostes, kommissies of fooie of belastings. Weer eens, vind maar uit wat is elke bank se riglyne hieromtrent. Net soos met lenings, dan natuurlik ook vaste rentekoerse of veranderlike rentekoerse. En laastens, die belegging met die grootste toekomstige baat gaan jou beste keuse wees. So kom ons pas dit nou gou 'n bietjie prakties toe in 'n voorbeeld. Meneer Rassou wil 'n 20 jaar huislening uitneem. Hy het kwotasies gekry by 2 banke en het nou 2 verskillende opsies waaruit hy wil kies.
Die inligting rakende hierdie opsies het hulle hier in 'n tabel vir ons gesit en ons moet nou besluit watter opsie is vir hom die beste. En soos julle kan sien, natuurlik, die leningsbedrag is by albei dieselfde, want ek soek 'n spesifieke lening, naamlik R800.000. Nou die eerste opsie se rentekoers is effens hoër, naamlik 12%, teenoor die tweede ene wat 11,8% is. Beide se paemente is maandeliks. Dan kom hier so 'n bietjie kostes in. Opsie 2 vra R200 per maand, terwyl opsie 1 vra R6.000 kommissie. So kom ons kyk nou 'n bietjie wat gaan ons hier doen. Dan net, ek kan nie net oor die individuele syfers gaan uitwerk of kan gebruik om my besluit te neem. So kom ons kyk. Opsie 1. Ons vat ons aanvanklike leningsbedrag, reg? Dis die R800.000. Ek het die rentekoers en ek weet die periode wat hulle my gegee het. Dit is 20 jaar gewees. So dan werk ek uit dat my maandelikse paaiement wanneer ek opsie 1 gaan kies, reg, is R8.808.70. Maar dit is nie baie slim om net die maandelikse paaiement te vergelyk nie, want die lenings is nie noodwendig oor dieselfde periode altyd. So kom ons kyk eerder na die totale bedrag wat ek terugbetaal. So in hierdie geval was die totaal wat ek terugbetaal het, die R8.808.70, wat die bedrag is van 1 paaiement, maal met 240 paaimente wat ek gedoen het, en dan moet julle natuurlik nie vergeet van daai R6.000 kommissie wat hy ook sal betaal. So in totaal, as jy opsie 1 gaan kies, gaan dit jou op die uiteinde van die dag R2.120.088 kos. Dit is eintlik baie skrikwekkend as 'n mens daaroor dink. Jy het maar aanvanklik aansoek gedoen vir 'n R800.000 verband en jy eindig op die uiteinde dat jy oor jou totale periode R2,1 miljoen moet betaal. Kom ons kyk nou na die ander opsie. Ander opsie, weer eens, R800.000 vir die verband, maar onthou nou sy rentekoers is laag. So daar het ek nou 'n rentekoers van 11,8%. My periode in die geval is dieselfde. So 'n maandelikse paaiement van R8.697,40. Vir die totale terugbetalings gaan ek nou my maandelikse paaiement vat, maal weer met die 240, en dan moet jy nog onthou, daar's elke maand R200 wat jy ekstra moet betaal. So as jy dit alles bymekaar tel, dan werk dit uit op R2.135.376. Sien julle, ons kan nie hier net die paaimente vergelyk nie. Hoekom? Omdat die kostes wat betrokke is, hierso nog ook 'n rol speel. So daarom is die enigste manier om regtig appels met appels te vergelyk, is om die finale terugbetalingsbedrag te bereken. So as ek nou kyk na hierdie twee opsies, dan gaan ek beslis opsie 1 kies, want in totaal gaan ek minder op hom betaal as wat ek in opsie 2 gaan betaal. Goed, nou enetjie vir julle. Jy wil 'n huislening van R800.000 aangaan, en weer eens is daar twee opsies beskikbaar. 'n 20 jaar lening teen 'n rentekoers van 17% per jaar, maandeliks saamgestel, of 'n 30 jaar lening teen 'n rentekoers van 17% per jaar, maandeliks saamgestel. So jou twee opsies is identies, maar die een opsie is net langer as die ander. Jy wil 'n huislening van R800.000 uitneem. Daar is twee opsies. So, daardie opsie waar ek die 20 jaar lening het, gaan ons nou eers aanpak. Wanneer ek in die renteformule invervang, dan gaan my leningsbedrag dieselfde wees, maar in hierdie geval gaan dit nou 240 periodes wees. So kom ons werk uit. Die maandelikse paaiement hier is R11.734,40.
totale terugbetalings gaan jy dan net maak met die 240 en dit gee vir jou 'n totale bedrag van 2.816.256. Kyk as na die tweede opsie, dan gaan ons net, al wat verskil, is my L. So in hierdie geval het ek nou 30 jaar gedoen, so dit is 360 periodes. Druk dit in, is my maandelikse paaiement R11.405.40. So as julle nou net die maandelikse paaiemente vergelyk, sal julle sien die maandelikse paaiement hier is laer as die ander een. Maar omdat ek 'n langer tydperk betaal, kan ek nou in totaal R4.105.944.99 betaal. So sien julle daardie ekstra 10 jaar wat jy afbetaal. Ja, dit gaan maandeliks makliker wees, maar in totaal betaal jy amper dubbel die bedrag terug. Dit is opsie A was die maklikste, was die beter een. Kom ons vergelyk nou enetjie op julle. Twee vriende ontvang elkeen R6.000 wat hulle vir 5 jaar wil belê. Hulle belê dit as volg. Lungi se belegging is teen 8,5% per jaar enkelvoudige rente. En julle vergeet baie keer dat enkelvoudige rente tog nog steeds in matriek gevra kan word. Nie baie nie, maar soms ja. Nou aan die einde van die 5 jaar ontvang Lungi 'n bonus wat gelykstaande is aan presies 5%, maar pas op hierso, van die oorspronklike bedrag. Tandi se belegging gaan 8% per jaar wees, kwartaalliks saamgestel. Wie se belegging sal die grootste wees na 5 jaar? Jy moet jou antwoord vir my kan gee met gepaste berekening. Ek gee julle so 4 minute kans om dit gou te probeer. Kom ons kyk hoe julle gevaar. Lungi se belegging was teen enkelvoudige rente. Daarom sit ons nou hier die enkelvoudige rente formule. Sit ons beleggingsbedrag R6.000 was 8,5% vir 5 jaar. So Lungi se belegging het aangegroei na R9.021.94. Maar julle onthou, Lungi gaan ook 'n bonus kry. So die bonus wat Lungi kry was 5% op die oorspronklike bedrag. Onthou ek het nou vir julle gesê, onthou daarin. En dit werk uit op R300. So ons gaan op die R300 ook met bysit, want Lungi kry dit ook nog. So in totaal gaan Lungi se belegging dan aangroei na R9.321.94. Kom ons kyk na Tandi se belegging. Tandi se was saamgestelde rente. Die R6.000 is vir 20 periodes wat hy gaan groei, want dit was 5 jaar en onthou alles was kwartaalliks. As ons dit dan laat aangroei, groei dit aan te R8.915.68. So julle is gewoond dat saamgestelde rente is dikwels die groter antwoord, maar nie in hierdie geval nie. In hierdie geval was daardie bonus het die verskil gemaak en ook die feit dat ons die rentekoers anders te bereken. So die totale belegging is R9.321.94 versus die R8.915.68. So Lungi het dus 'n beter belegging gehad. Nou die huiswerk wat julle 'n bietjie op julle eie kan probeer. 'n Bank het op 1 Junie 2016 'n lening van R250.000 toegestaan aan Thabiso om 'n motor te kan koop. Teen 'n rentekoers van 15% per jaar maandeliks saamgestel. Thabiso stem in om die lening terug te betaal deur middel van maandelikse paaiemente, beginnende op 1 Julie 2016. So hier kan ons reeds sien, dit is net 1 maand later. En eindigende 4 jaar later op 1 Junie 2020. Thabiso kon egter nie die eerste 4 paaiemente betaal nie. So dit is nou weer 'n uitgestelde annuïteit. En hy begin eers met die maandelikse paaiemente op 1 November 2016. In die afdrag moet julle die bedrag bereken van Thabiso skuld op 1 Oktober 2016. Dit is 'n maand
voordat hy sy eerste betaling gedoen het. En tweedens moet julle sy eerste paaiement op 1 November vat en dan sy laaste paaiement op die 1 Junie 2020. En dan vir my uitvind, wat gaan sy nuwe maandelikse paaiement wees? Wat ons natuurlik verwag gaan hoër wees. Tweede enetjie wat julle kan probeer is dat 'n jong getroude paartjie besluit om 'n banklening aan te gaan vir R650 000 om 'n huis te koop. Die twee leningsopsies wat hulle oorweeg is die volgende. Opsie A, betaal die lening terug vir 20 jaar teen 18% per jaar, maandeliks saamgestel. Of opsie B, betaal dit terug oor 30 jaar teen dieselfde rentekoers, ook maandeliks saamgestel. Goed, kom ons som 'n bietjie op wat het ons alles vandag geleer. Eerstens, uitgestelde annuïteite. Dit is annuïteite waar ons aan die begin nie daardie betaling direk doen nie. Ons doen dit meer as een periode nadat die lening aan ons toegestaan is. Gemiste betalings is wanneer die persoon wat die lening moet terugbetaal nie in staat is om daardie lening se paaimente te kan betaal vir 'n sekere tydperk nie. In die tydperk wat die betalings dan gemis word, sal die lening dan rente verdien. En ons moet dan die eindbedrag van daardie rente bereken as die beginbedrag van ons nuwe huidige waarde annuïteit oor die oorblywende tydperk gebruik. En die paaimente wat ons dan gaan bereken, gaan hoër wees as die aanvanklike paaimente, omdat ons nou 'n groter bedrag in 'n korter periode moet afbetaal. Dan ook, wanneer ons beleggingsopsies en leningsopsies vergelyk het ons gesê die beste beleggingsopsie gaan die een wees wat die meeste rente verdien. Met ander woorde, dit is die een wat, as ons kyk na die toekomstige waarde van daardie belegging, is dit die een wat die grootste toekomstige waarde gaan hê aan die einde van die beleggingsperiode. Kyk ons egter na lenings, is ons op soek na die leningsopsie waar ek die minste rente gaan betaal. En as jy kyk na die waarde van jou totale terugbetalings wat jy oor die periode doen, dan wil jy natuurlik die een hê met die laagste of die kleinste terugbetalingsbedrag aan die einde van die periode. Wat gaan ons in die volgende les doen? In die volgende les gaan ons 'n bietjie hersiening doen van statistiek. Want onthou, ons wil oorskakel na ons graad 12 statistiek. Wat moet ons alles kyk na? 5-getal opsomming en die mond- en snordiagram, die stingel- en blaardiagram, histogramme, frekwensieveelhoeke, ogiewe of sy ander naam, kumulatiewe frekwensiekurwes, variansie en standaardafwyking van ongegroepeerde data, simmetriese en skewe data, asook die identifisering van uitskieters. Baie dankie.